saam met my lees uit Markus 10 hoofstuk. Markus 10 en dan vanaf vers 46 lees. Glory to God. Markus 10 vanaf vers 46. En hulle het in Jericho gekom. En toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgegaan het, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. Dis nie wat ons baie sien in hierdie dae, dat mense, hulle het nie 'n verkeersligte gehad daai tyd. Maar baie mense sit by die verkeersligte in hulle betel. Bartimeus was blind gewees. Nou baie van ons, die mense wat hier by ons sit by die verkeersligte, is nie blind nie fisies blind nie. Ek praat nou van die fisiese blindheid. Ja. Hulle kan sien. Nou, die rede waarvoor hulle daar sit, weet ek nie altyd nie. Maar eintlik die hoofrede is om geld te kry, maar hoekom hy daar sit? Wat maak dat hy daar sit? Kan ek nie vir jou sê nie. Maar party is te lui om te werk. Amen. Dis ongelukkig so. Daar is mense, van daai mense is al werk aangebied en gesê kom werk. Ja. En dan het van daai mense gesê, luister, ek maak meer geld hier by die verkeerslig as wat jy vir my doen. Ja. Met ander woorde is leegheid dat hy daar so sit en net sê gee vir my. Maar Bartimeus was blind gewees, fisies blind. Vers 47 sê, en toe hy hoor dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Amen. Hy roep uit. Hoekom roep hy uit na die Here? Want hy het gehoor van die Here Jesus, wat mense genees. Hy het gehoor van mense wat verlossing gekry het, wat oorwinning gekry het in hulle lewens. Wat vrygekom het. Hy het gehoor daarvan. Anders sou hy nie uitgeroep het. Seun van Dawid, Jesus, wees my genadig. Hy roep uit na die Here Jesus toe. En hoeveel mense roep in hierdie dae uit na die Here toe? Baie mense wil nie eers God aanroep nie. En wil staat maak op hulle eie insigte en sê, ek het die Here nie nodig nie. Of jy God dien, of jy hom nie dien nie, jy het Jesus nodig. Amen. Ons lees wat sê vers 48. En baie het hom bestraf, dat hy moet stol bely, maar hy het alle harder uitgeroep. Seun van Dawid, wees my barmhartig. Amen. Soos hy uitgeroep het na die Here Jesus toe, is daar mense wat hom stil gemaak het. Om bestraf het en gesê, bly net stil asseblief. Jy is 'n irritasie. Het jy al mense gekry wat vir jou irritasie is? Ja. Ek is seker ons almal het dit. Ja. Hierdie persoon is my irritasie. Nou, Bartimeus was 'n irritasie vir tyd van die mense gewees. En gesê, maar bly net stil. Eintlik wat hulle vir hom sê, jy het niks te doen met hierdie saak. Jy's blind.
Waaroor wil jy nou staan en uitroep? Jy wil die Here net bemoei. Maar so baie mense vergeet dat hulle God bemoei met hulle eie lewens. Dat hulle die Here lastig val met hulle eie probleme en laste. Maar hierdie mense maak ons stil. Hy verkeer in 'n nood, hy verkeer in 'n drang in sy hart, in sy binneste. Dit wys jou die selfsugtigheid van mense. Dat mense selfsugtig is. Nie sien dat die son oor die ander een se hoof skyn nie. God laat die son skyn oor die regverdige sowel as die onregverdige. Die Here het die son net vir sekere mense gemaak nie. Hy het die son gemaak vir elkeen van jou en my. Amen. Vir elke mens wat hier is. Die diere, die plante groei. Die son skyn is vir almal. Dis waar. Selfs daai ou wat nie wil sy lewe regmaak nie, God het die son geskep maak vir hom ook. Amen. Sodat hy kan ervaar God se genade en liefde. Amen. Die woord van die Here sê vir ons verder. Vers 49. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Amen. Is dit nie wonderlik? Prys die Here. Die mense sal jou afwys. Maar die Here Jesus hoor jou geroep. Hy hoor jou geroep, hy sien jou trane wanneer jy weer voor hom. Die mense kan jou afskiet. Maar weet vanmôre een ding, dat die Here hoor jou geroep. Amen. Die Here sien jou. Die Here weet van jou. En hy gaan staan stil en hy sê, bring hom na my toe. Laat hy kom na my toe. Verhinder hom nie. Laat bring hom hier na my toe. Bartimeus het 'n begeerte in sy hart. Hy het 'n behoefte. Die Here wil nie net een of twee se behoeftes vul nie. God wil ons almal se behoeftes vul. Amen. Die Here sien hom raak. Hy hoor hom roep. Amen. Hoe meer die skare om stil maak, hoe harder roep hy. Hoe meer mense jou gaan wil probeer stil maak, hoe harder moet jy roep. Amen. Jy roep God aan. En hy is die hoorder van die gebed. Hy is die ene wat nie sy oor nie te swaar is om te hoor nie. Sy hand is nie te kort om jou te help nie. Amen. Hy hoor as jy roep. Hy sien wanneer jy bid. Hy sien wanneer jy trane stort. Hy roep vir Bartimeus en sê bring hom na my toe. Hy het nie na Bartimeus toe gaan nie. Hy sê bring hom na my toe. Is dit nie dat ons daardie wat uitroep na die Here sê luister kom. Jesus roep jou. Dat jy daardie persoon moet vat na die Here Jesus.
Sê nee, weet jy wat jy kom? My prediker sal vir jou bid. Jy moet hom vat na Jesus toe, man. Maar baie mense kan dit nie doen nie. Want hulle weet nie hoe om hom te vat na die Here toe nie. Daar's baie mense wat blind sit langs die pad. Wat geestelik blind is. En wat soms blinde leiers navolg. Die woord van die Here sê, een blinde die ander een lei, of al twee in sloot. Ja, Nie waar nie. dat is waar. Maar as ek en jy kan sien, en ons ken die weg, ons ken die waarheid van God se woord, want ons die blinde kan vat en lei na die Here Jesus toe. Amen. Prys die Here. Maar baie weet nie eens hoe die Here om die blinde te lei na die Here toe. Dit is tyd dat die mens moet begin besef, ek moet nie daai persoon stil maak wat roep na die Here nie. Ek moet nie daai ene stil maak wie se hart roep na God nie. Amen. Ek moet hom kan aanmoedig. Ek moet vir hom kan sê, weet jy wat? Jesus roep jou. As ons kyk in Openbaring 22 sê die woord van die Here vir ons, Jesus roep nog. Amen. Die Here roep nog tot op die laaste. Voordat die genade deur toegaan. Weet jy dit gebeur in Noag se tyd? Het Noag die ark gebou en die Here het hom gesê, bou vir jou 'n ark van goofhout, 'n smeerpik en so meer. Die Here gee hom die spesifikasies aangaande die ark om te bou. En Noag bou die ark. En hy het vir mense gesê, maak reg. En mense het hulle gelag en hom afgelag. Maar die dag toe hy ingaan en God die deur sluit, en die Here maak die fonteine van die aarde oop, en die waters kom, en dit begin te reën, en die water styg, toe roep hulle sê, Noag, maak vir ons oop. Maak vir ons die deur oop, want ons gaan verdrink. Mense gaan verdrink in hulle sonde in die wêreld. Amen. Dat is waar. Hulle gaan verdrink in die ongeregtigheid. Want jy weet die woord van die Here sê vir my een ding. Die Here het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dat is waar. Die Here het gekom om vry te maak. Dat die mens nie in bindinge moet sit. Dat die mens moet besef, hy het God absoluut nodig. Dink bietjie hoeveel dinge bind jou vas. Dink hoeveel dinge bind jou vas. Wat die mens moet loskom van. As jy moet stil sit en dink, en kyk, doen introspeksie in jou lewe, en kyk of jy gebind is aldas nie. Of daar iets is wat jou verhinder. Mense probeer jou verhinder om na Jesus te roep. Dat is waar. Mense probeer jou verhinder om God se naam groot te maak. Mense probeer jou verhinder om by die Here uit te kom. Maar weet, God is daar om te sê, kom na my toe.
Bring hom na my toe. Ek gee hom. Ek wil lewe gee. Ek wil oorwinning gee. Ek wil krag gee. Ek wil genade skenk. Want jy weet wat, die bloed van Jesus is gestop vir elke mens. Maar dit kan alleenlik in werking kom in my lewe as ek dit toepas. As ek nie 'n ding toepas in my lewe nie, kan dit nie werk in my lewe nie. Maar as ek dit toepas in my lewe, dan gaan dit werk. Maar die mens is te bang om te toepas. Bang wat gaan die mense sê. Dis nie wat mense sê, dis wat God vir jou sê. Dis wat belangrik is. Mense tel nie. Dis Jesus wat tel. Hy is die belangrike een in jou en my lewe. Kom ons lees verder wat sê die woord. Vers 50 sê, en hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Vra vanmôre die vraag vir jouself af. En sê, Here, U vra vir my die vraag. Wat wil ek hê, moet die Here vir my doen? Die Here wil graag weet. Hy ken jou hart. Maar die Here wil hê jy moet praat. Die Here wil hê jy moet met hom praat en vir hom vertel. Bartimeus is blind. Jesus sien hy's blind. Hy weet hy's blind. Maar hy wil by Bartimeus hoor, wat is sy begeerte? Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat sê Bartimeus? Hy sê, Here, dat ek kan sien. Here, dat U my oë kan oopmaak. Dat ek die wêreld kan aanskou. En wanneer ek kan sien, hoef ek nie meer te bedel nie. Hoef ek nie meer aan ander mense se oë te kyk nie. Is ek nie afhanklik van ander mense nie. Maar ek kan my eie ding begin te doen. Amen. Here, open my oë dat ek kan sien. Die Here wil dit doen. Die vraag is, wil ek? So baie wil God vir die mens doen. Maar die mens wil nie God nader. Baie mense sê, ag nee wat, die Here stel nie my belang nie. Die Here stel belang nie. Dis die mens wat nie in God belang stel nie. Nee, ek kan nie die Here vra om my oë oop te maak om te kan sien. Weet, once I was blind, but now I can see. Amen. Eens op 'n tyd in my lewe was ek geestelik blind gewees. Maar toe ek die Here aanroep, toe hy daar. Toe ek nie bekommerd is wat sê die familie en wat sê die vriende nie. Toe doen God die werk in jou lewe. Want
Want jy weet, familie kan jou nie redding gee nie. Vriende kan jou nie lewe gee nie. Die wêreld kan jou dit nie bied nie. Daar's net een wat jou lewe kan gee, en sy naam is Jesus. Wat vir jou kan gee, dit wat nodig is. Mense, daar's nie 'n kerkgenootskap wat jou die ewige lewe kan gee nie. Vergeet dit. Maar God kan dit vir jou gee. Baie mense sê, maar ek behoort in hierdie kerk of daai kerk. God vra nie of jy in die kerk behoort nie. Hy vra, behoort jy aan my? Jy help nie ek dien 'n kerk nie. En ek dink ek dien die Here nie. Ek moet die Here dien. Ek moet God dien met my hele hart, siel en wese. Die Here moet my lewe wees. Ek het baie keer genoem het wat baie mense sê. My vrou is my lewe, my kinders, my man is my lewe. Hulle is nie jou lewe, hulle gee nie vir jou lewe nie. Jy is lief vir hulle. Jy gee vir hulle om jou. Maar wie vir jou lewe gee, is Jesus. Jesus is die bron van lewe. Hy is die bron van krag. Hy is die ene wat vir jou en my oorwinning gee. Hy is die ene wat verlossing gee. Hy is die ene wat krag gee, sodat jy kan aangaan. Hy is die ene wat jou sterk maak. Hy is die ene wat vir jou die vrede aanbring. Bartimeus in die kans gehoor wat sy familie sê nie. Hy het onbeskaamd begin uit te roep. Want hy sê, man, bly stom. Gedraai jou soos 'n mens, man. Jy is nie 'n barbaar nie. Laat hy my gedra soos 'n barbaar om uit te roep na Jesus toe en sê, Here, ek soek U met my hele hart en my hele wese. Here, ek het U nodig. Here, ek wil kan sien. Bartimeus, bly nie stom. Moenie die meester pla nie. Moenie die Here pla nie. Los. Maar die Here hoor. Hy sê, bring hom na my toe. Bring hom na my toe. Ek wil Bartimeus se stem hoor in my ore, dat ek kan hoor wat sy sê. Ek wil hoor wat sy begeerte is. God wil hoor wat is jou begeerte. God wil hoor wat is dit wat jy verlang in jou hart. Baie keer sit mense met 'n begeerte in die hart. Hulle is te bang om te vra vir die Here. Bang dit gebeur, dan moet jy dit doen. Moenie bang wees nie. Sê, Here, ek het dit nodig. Amen. Ek het U nodig in my lewe. Amen. Ek het nodig om met die Here te praat. Bartimeus het nodig om uit te roep na die Here en met die Here te praat om te sê wat sy begeerte is. Die Here wil graag hoor wat roep jy uit. Die Here wil graag hoor wat soek jy. Hy wil weet, hy wil hoor wat jou mond sê.
Of wil ek maar net stil bly en dink, ag, weet jy wat, dit sal nie met my gebeur nie. Wie wat sê die woord van die Here? Hy sê, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe. Amen. Hy sê, ek sal vir julle rus gee. Hy sê, want my juk is sag en my las is lig. Hy sê, almal wat bemoeid en belas is. Maak nie saak waarmee is jy bemoeid nie, waarmee is jy belas nie. God soek jou. Hy wil hê jy moet aan toe kom. Wat sê die woord van die Here vir ons? Vers 52. En Jezus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien, en Jezus op die pad gevolg. Dadelik het hy gesien, en hy Jezus op die pad gevolg. Amen. Hy het nie net gesê, ag, nou kan ek sien, nou moet ek, waar ek nie meer oor die Here nie. Nou hoef ek nie meer bekommerd te wees oor dit nie. Nee, hy volg die Here Jesus. Amen. Hy volg hom. Wanneer God vir die mens iets gedoen het, moet hy nie alles oorboord gooi nie en sê, nou het ek wat ek gesoek het. Dan is die tyd dat jy die Here moet volg. In gees en in waarheid. Amen. Nie met die mond alleen nie, maar in woord en in daad. As jy dit soek, sal jy kry. God sal dit vir jou gee. Amen. As jy oorwinning soek, sal God vir jou dit gee. Want jy by die Here sê, Here, ek soek die oorwinning. En hy moet oorgaan tot die daad toe. En as hy nie oorgaan tot die daad toe, het ek 'n probleem. Dan gaan dit nie gebeur nie. Maar wat sê Jakobus? Hy sê die geloof en die werke loop hand aan hand saam. Bartimeus het oorgegaan, uitgepraat, uitgeroep en oorgegaan tot die daad. Toe die Here die werk doen in sy lewe, het hy nie teruggegaan en gaan sit daar en verder betel nie. Sy dae van betel is verby. Hy het opgestaan en die Here gevolg. Amen. Hy het die Here begin te dien. Dit is wat die mens moet doen. Is nie net vir die Here te vra. En as jy gekry, dan vergeet jy daarvan. Vergeet van die Here nie. Ek het mos nou ontvang wat ek gekry het. Ag, wat ek gevra het. As jy gevra het en jy ontvang, dank God en dien hom in gees en in waarheid. Amen. Met jou hele hart. As die Here jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Dan moet jy vry bly. As jy jou verlos het, wandel in 'n verloste lewe. As jy oorwinning gekry het, wandel in 'n oorwinningslewe. En dat God verheerlik mag word in en deur jou lewe. Amen. Die koms van Jesus is naby. En ek en jy het nog geleentheid om te sê, Here, hier is ek, dis wat ek soek van U. Ek het 'n begeerte, my God. Ek wil die ander roep.
En as iemand anders te aanroep na die Here toe, moet hom nie wegwys nie. Weet dat Jesus soek nog. Hy roep nog. As ek roep, sal God hoor. Amen. As ek vra, sal God vir my gee. As ek klop, sal die Here oopmaak. Hy gaan my nie wegwys nie. Hy is daar om vir jou te gee dit wat jy graag wil hê. Mag hierdie woord van God in jou hart gegraf wees. Amen. Mag jy wandel in die weë en die vrese van die Here Jesus. Kom ons sluit dit as woord. Here, ek wil vanmôre sê baie dankie vir die goddelike genade en die liefde, Here.